So, ek weet nie wie gaan bly wees en wie gaan nie bly wees nie. Maar ons sit net 'n once-off. Een week reeks, as ons dit 'n reeks kan noem. So ons gaan vir die maand van April gaan ons so enkeles hê. So ek het regtig die Here gaan soek, maar is lekker om in 'n reeks te preek want jy weet daar's 'n topic en ons kan maar net gaan met dit. Maar dan as jy 'n enkel ene preek, moet jy een keer vat en jy moet by die Here gaan hoor. Maar ons begin met vandag met kom uit. Glo jy in God se belofte? Nou elkeen se belofte lyk anders. En partykeer dan kry ons 'n belofte. Ek is al lank genoeg in die kerk. Ouens is vuur en vlam. Kry 'n belofte. Yes, Here, ek het dit, ek verstaan dit. En dan kom maandag, dan sak die kop. En dan is ek onseker of jy regtig in die belofte glo. Want jy word vasgevang in jou situasie. Jy word vasgevang as jou kop hang, dan kyk jy net hier. Wie van julle het al gehoor, en ek praat altyd rugby, want dit is my verwysing vir so iets. Maar as 'n rugbyspan verloor, en dis alles ouens wat hulle lewe om te wen. Logan speel hier by Kwaggas, en ek sien sy ma, sy is vir my so 'n mooi kamen wat sê, hulle het vandag verloor ook. Maar ek weet, daai ou, as hulle verloor, dan vat hy dit nie so met 'n smile nie. Sy kop hang. En dan as hulle in die kleedkamer kom, dan moet die coach eers hulle optel. Want daai kop kan nie aanhou hang nie, want dan hang hy volgende week ook. So dan sê daai coach, weet jy wat, dit was nie als net sleg nie. Want anders te raak hulle vasgevang op hierdie verloor wat nou hier is, en môre is dit ook nog steeds die verloor wat gister was, en volgende Saterdag, as hulle koppe nie opgetel word nie, daai Saterdag in die kleedkamer, voordat hulle daar uitstap, dan sal hulle aanhou verloor. Want ons raak vasgevang in die nou. Maar voor hulle uit daai kleedkamer uitgaan, dan is die ken op. En ons verstaan, daar was klein oorwinnings binne in die game. En in jou situasie, kry jy jouself in jou binnekamer, maar jou kop hang. En dan roep die Here jou uit en hy sê, kom uit. Tel jou kop op. Hou op in jou eie situasie vasgevang word. Tel jou kop op. Skouers terug, boude in. En vat hierdie lewe aan. Glo jy nog in jou belofte? Maar dan kom ons, en dan soos Here, ek glo nou in hierdie belofte, my kop is op, is reg, ek's reg vir hierdie ding. En dan kom maar stilte, so jy gaan nou hoor in hierdie hele boodskap, hoe gereeld dit voel of daar stilte is. So daar's 'n geestelike bloedtiek. Wie haat 'n bloedtiek van WhatsApp? As ek vir iemand 'n boodskap stuur en ek sien jy bloedtiek my en jy reply vir 3 dae niks nie, dan wonder ek, wat het ek verkeerd gedoen? Wat het ek verkeerd gesê? Jammer as ek jou bloedtiek, vergewe my. Maar geestelik voel dit soms, Here, ek glo in die belofte, ek hou vas daaraan, en dan is God stil. Geen reply. Hy voel ver. Wie dit al gehoor? Nee, maar die Here voel ver. Voel of ek teen die dak vasbid. Nou Abraham, ons kyk na die lewe van Abraham vandag. Met groot drome, God het 'n belofte oor hom, en 'n leë familiealbum. Net hy en sy mooi vrou. Sê God vir hom, ek gaan jou 'n groot nasie maak. Nou is Abraham soos, okay, awesome, Here. Ek is al 75 jaar oud.
Wie's ouer as, wie's 75 hierso? Amper 75? Daarso. Gaan jy regtig in die belofte glo? As die Here vir jou op so ou ouderdom sê, ek gaan van jou 'n groot nasie maak. En hy kry hierdie belofte van God af, en toe wag hy. En hy wag nog. Nou, ons lees in hierdie, ons gaan bietjie ingaan in hierdie boodskap in. Ek glo daar's baie preke al gepreek oor Abraham en die lewe van Abraham, en jy sal, as jy dit gaan lees, sien, daar's vol, daar's baie dinge, maar ons gaan op een ding fokus oor die belofte van God, oor Abraham, en ook vir my en jou. Maar so gereeld glo ons in die belofte, ons glo dit met alles in ons. En dan kom ons soos Abraham en Sarah, kom hulle op 'n plek en hulle sien nie hoe hierdie belofte 'n waarheid gaan word nie. En hulle maak hulle eie plan. En God se plan, God se belofte is altyd in volheid. Sy perfekte plan is altyd goed en ja en amen. Maar so gereeld kom ons, dan twyfel ons in sy belofte. En dan maak ons foute. As ons dan ons eie kop volg. Ons eie plan maak. Maar ek wil hê jy moet vandag luister na hierdie boodskap. En dalk, net dalk, fluister God vir jou. Ek is El Roi, die God wat jou sien. Al is hy stil, al glo jy vol in sy belofte, glo jy, hy is die God wat jou sien. So in Genesis, ons begin, Genesis 12 vers 2, sien ons die eerste keer wat God aan Abraham hierdie belofte maak. Hy sê, ek sal jou die voorvader maak van 'n groot nasie. Ek sal jou seën, sodat jy geëerd sal wees. God wil vir Abraham uitlig, God wil jou uitlig met die vervulling van sy belofte. Hy wil jou seën, en hy wil jou eer, en verander, sodat jy verander tot 'n seën kan wees. So, Abraham is 75 jaar oud, toe hy hierdie belofte kry. En die eerste keer lees ons hierso, en as jy verder gaan lees, eerste keer lees ons dat Abraham, toe hy die belofte kry, toe pak hy sy tent op, sy limitations, dit wat hom daar hou, pak hy op, en hy trek, want ek glo in hierdie belofte. God gaan my 'n groot nasie maak. Pak sy tent om, hy, sy vrou Sarah, en sy neef Lot, aan 'n preek. En ons almal ken daai storie wat met Lot gebeur het. So trek hulle Kanaan toe, en hulle hoor daar's 'n hongersnood weer terug in Egipte. En Abraham met hierdie nice hart, hy wil gaan help. Maar hy besef toe, as hy by Egipte ingaan, is daar 'n farao wat wag, en hy sê dat hierdie vrou van Sarah is 'n mooi vrou. Amper so mooi soos my vrou. En hy maak weer sy eie plan. In plek van net om te gaan en te sê, ek het my tent opgevat, ek glo in die belofte, die Here gaan my 'n magtige nasie maak. Sê hy, Farao gaan my nie guns gee nie, want hy soek sy guns by mens. Farao gaan nie vir my guns gee nie. Weet jy wat? Wees sê jy vir almal, jy's my sussie. Dan sal ek daarom guns hê, en dan sal ons kry wat ons moet kry, want daar's 'n hongersnood wat uitgebreek het, ons sal kos kry, en dan sal alles mooi uitwerk. Jy bly nog steeds my vrou, maar vir hulle
wat ons sien, is ons nie man en vrou nie. En toe Farao dit uitvind, toe sê hy vir hom, hoekom het jy vir my gejok? Hoekom het jy hierdie gedoen? So toe verloor hy al die guns wat hy gehad het, omdat hy sy guns by mens wou gekry het. Ding is, guns by mens is tydelik. So hy vat sy tent, hy trek, kom uit sy limitations uit, en hy's weer reg in die limitations in, dat hy sy guns by mens kry. Genesis 15 vers 5. So ek is in orde. Kom ons by vers 15. Hy sê, daarop neem die Here hom na buite toe. So hy het nou weer tent gaan opslaan. Daarop neem die Here hom na buite toe. Sit in hierdie tent, hy glo in die belofte, maar hy kan nie sien. So baie keer dan voel ons dik bid teen die dak vas. Dan sê ek, gaan net buite toe, sal die gebeure opgaan. As jy voel die dak is 'n limitasie. Maar die Here sê vir hom, hy neem hom na buite toe en sê, kyk op. Kom buite jou situasies. En kyk net op. En hoor wat sê hy, sê, kyk op na die naghemel. En tel die sterre. Nou dis my opvallend, God werk altyd so. Hy sê vir jou, doen dit, so nou begin jy hier fokus. Ok, ek sal dit begin tel, Here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En jy kan dit nie tel nie. Maar dan raak ons weer gefokus net daar, maar daar's sterre hier ook. En die Here sê, kan jy dit tel? Vraagteken. Maar die Here is so amazing. Hy ken jou antwoord. En hy antwoord somme. Net so baie sal jou nageslag wees. Hy wag nie vir Abraham om te antwoord nie, want anders dan gaan Abraham net vir hom sê, Here, ek kan net 114 hier tel. Hy sê, kan jy dit tel? Want die belofte is nie net hierdie limitation nie, dit is al hierdie hierso, wat jy nie kan sien nie. Net so baie sal jou nageslag wees. En as ons na daai vers kyk, is daar opvallende goed wat hier vir my uitstaan. Hy sê, kyk op, kom uit jou situasies en kyk op. Die skrif het 'n paar keer wat dit sê, tel jou kop op. Kyk op na die berge. Kyk na dit wat vir jou moeilik is. Kyk dit in die oë. En ek sal jou optel. Ek sal jou uitred. Tel die sterre. Begin tel, maar dan gaan God jou 'n vraag vra. Wat is dit wat jy regtig in glo? Want ek het ver meer vir jou in stoor. God se belofte en plan oor jou is amazing en so groot, maar dan sukkel ons om dit te begryp. En ons lees hierso van Abraham, hy kry hierdie belofte, hy kom buite, hy sien dit, en hy sien hoe amazing plan die Here vir hom het, soveel soos wat hierdie sterre hier is, so sal jou nageslag lyk. Maar dan ons mens wees. Dan Genesis 15 vers 12 lees ons dat Abraham daardie aand, toe die son besig was om onder te gaan, oorval 'n diep slaap Abraham. En angs en donkerte het hom oorval. So hy glo in die belofte. Maar dan kom daai menswees weer uit. Dis hoekom die Here sê, hierdie vlees moet ons aanhoudend kruisig. Heeltyd agter ons sit. Want daar sal angs en stres en donkerte sal oor jou kom. Want die vyand wil hê, jy moet oorweldig word deur dit wat God beloof. Hy ken die woord. Ons almal weet, hy ken die woord. Hy sal jou aanval op dit wat jy glo. En dan sal hy 'n angstigheid en 'n stres oor jou laat kom, dat jy nie uitkom sien nie. Here, is dit regtig? Want jy's so oorweldig met daai angs en donkerte oor jou lewe.
Toe Abraham wakker word, toe maak God dit vir hom duidelik. Soms kort ons net dat dit vir my en vir jou uitspel. So nou, voordat hy gaan slaap het God vir hom gesê, hierdie sal ek vir jou 'n vader van menigte maak. In Genesis 15 vers 18, soos was by vers 12, vers 18 sê, so sê die Here, so het die Here daardie dag 'n verbond met Abraham gemaak en gesê, ek het hierdie land vir jou nageslag gegee, vanaf die Egipte spruit tot by die groot Eufraat rivier. Hierdie alles is joune, so ver soos wat jy kan sien. En ons sien dan dat hy en Sarai die volgende hoofstuk, so vers 15 vers 18 is die einde van hoofstuk 15. Die volgende hoofstuk sien ons dat Abraham en Sara hulle eie plan maak. Hulle eie kop volg. Want hierdie belofte wat God met hom gemaak het, dat hy hom 'n vader van menigte maak, Sara is al oud, hy is oud, hy dink nie dit gaan werk nie, maar sy so gereeld, en ons kort ons vrouens in ons lewens, en jy moet seker maak dat jy 'n goeie vrou kry, sê ek vir die jong ouens, maak seker jy het 'n goddelike vrou, want sy sal jou die verkeerde raad gee, dat jy nie die belofte van God kan kry nie. En hulle maak 'n plan, en ons almal ken die storie, sê toe, weet jy wat, ek gaan nie meer kinders kry nie, gaan saam met my slavin, slaap saam haar, en dan kry jy 'n kind, dan kan ons dalk die vervulling van die belofte sien. Want ons gaan nie kinders kry nie. En sy gaan, en ons lees dan, dat sy Hagar swanger word, met Abraham se kind. Die amazing ding is, al is ons uit lyn uit, met God se woord, en God se belofte vir ons, as ons eie kop gevolg het, is God se genade so amazing, en ons sien Hagar voel so te neergedruk, sy voel, sy het God te nagekom, sy breek weg, en 'n engel verskyn aan haar, sê vir haar, kom terug, submit onder Sara, sodat jy weer onder haar kan werk, en wees net in God se plan vir jou lewe. Al het jy 'n fout begaan, al het jy teen God se belofte vir jou lewe gegaan, moenie wegdraai nie. Kom weer terug by sy voete, want sy genade was vir Hagar so groot, dat Hagar sê toe in hoofstuk 16 vers 13, van toe af het Hagar die Here wat met haar gepraat het, genoem, El Roi, die God wat my sien. Al was ek uit lyn uit met die plan wat God vir Abraham gehad het, en al voel ek het God gefaal, sien God haar. En hy lig haar op, want sy het gesê, ek het die een gesien wat my gesien het. Dit kort weer dat jy aangesig tot aangesig met God kom. Al het jy 'n fout begaan. Sy genade is vir jou so groot, dat hy sê, kom net weer by my, kom net weer in my aangesig. Soek my net weer met alles in jou. Vers 16 gaan aan, sê Abraham was 86 jaar oud, toe Hagar Ismael vir hom in die wêreld gebring het. Vir my opvallend, 75 tot 86 is 11 jaar, en jy hoor gereeld God hierso met hom praat, met Abraham praat, hoor dat hy met hom deel. 11 jaar gaan verby en Ismael, Abraham se kind, word gebore. So 11 is 'n Bybelse betekenis, beteken chaos, gevoel van leegheid en 'n geestelike ontwaking. So dan lees ons die volgende hoofstuk. Hy eindig weer af, Abraham is 86 jaar oud. Die volgende hoofstuk, hoofstuk 17 vers 1. Dit is vir my vreemd dat hy eindig af dat hy 86 jaar oud was en dan hoor jy niks van God.
dat hy met Abraham praat vir 13 jaar nie. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here weer aan hom verskyn en gesê, ek is God die Almagtige. Lewe in my teenwoordigheid en wees opreg. In daai 13 jaar is God stil. God's nie absent nie. God is stil. Ek kan nie anders as om te wonder wat het Abraham deurgegaan in daai tyd nie, waar hy nie meer God hoor nie, want hy was uit lynheid met God se plan, God se belofte. So die 13 jaar gaan verby wat God stil is, tot en met 99. 13 se betekenis beteken rebellie, sonde, verraai, afguns. Van hier in Genesis lees ons dat God absent was, tot in Revelation, maar omdat sonde en al hierdie dinge ons so oorweldig, daarom raak hy vir ons absent. Hy is nie weg nie, hy is nie stil nie, ons is net van hom al weggedraai. Maar hy sê in hierdie skrif, hoofstuk 17 vers 1, ek is God die Almagtige, lewe in my teenwoordigheid, lewe in my en wees opreg. Ons raak so fake voor die Here. Ons is nie meer opreg nie. As ons bid, dan bid ons so, ag Here, wees my net genadig, maar ons is nie eintlik opreg nie. Het jy al jou hartsbegeertes met die Here gedeel? Het jy al jou tekortkominge met hom gedeel? Het jy alles wat jy nodig het met hom gedeel? Hy ken jou. Hy weet wat jy kort. Hy weet die belofte wat hy oor jou het. Maar hy sê, wees opreg. So die totale hoeveelheid jare wat verbygegaan het, 75 tot 99 is 24 jaar. En hoor nou hoe amazing draai dit nou. So die vorige jare se betekenis 11 jaar en 13 is net ellende. Maar die totale van dat 75 wat hy die belofte gekry tot die vervulling is 24 jaar. In die Bybel simboliseer 24 dikwels hemelse orde, priesterskap, heiligheid en toewyding en God se koninkryk en oordeel oor my en jou. Vers 1 het gesê hy is 99 jaar oud. Vers 2 sê God weer vir hom, ek sal my verbond met jou maak en jy sal 'n groot nasie word. Kyk, God kom en hy sê dit vir hom 3 keer. En ek weet nie, dit lyk vir my of Abraham net nie God wou glo nie. Maar 99 jarige ouderdom sê God dit weer vir hom. En dit lyk vir my of die penny toedrop. Dit lyk vir my of hy toe met erns maak oor hierdie belofte. Hoofstuk 17 vers 4 en 5 sê, dit is my verbond wat ek met jou gesluit het. Jy sal die voorsaat wees van baie nasies. Ek verander nou jou naam. Daar moes 'n teken wees vir Abraham om dit te glo, dat die penny by hom drop. Ek verander nou jou naam. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie, maar jy sal as Abraham bekend staan, want jy sal die voorvader wees van baie nasies. Punt. En dan lees ons 'n klomp dinge van Abraham van 17 tot hoofstuk 21. En nou gaan net 'n jaar verby in al daai hoofstukke. Die Here het hoofstuk 21 is nie op die bord nie. Hoofstuk 21 vers 1 sê, die Here het vir Sara gesorg en sy belofte aan haar nagekom. Nêrens in die Bybel sê dit dat God het met Sara 'n belofte gemaak nie. Hy het met Abraham
Maar die ding is, omdat hulle man en vrou is, man, die belofte is nie net vir jou nie. As God met jou 'n belofte maak, maak hy dit met jou vrou ook. As God met jou praat, praat hy met jou vrou ook. So moenie dink jy kan net die belofte najaag met alles in jou en jy los jou vrou en jou kinders agter nie. Die belofte is vir die vrou ook. So toe sy swanger word, toe is die belofte wat hy met Abraham gemaak het, vir Sara ook. Want jy's in eenheid saam jou vrou. So, ek praat hierso met die mans. Maak seker jou vrou is saam met jou ingebid. As jy enige plek heen moet gaan, maak seker jy beweeg saam met jou vrou ook. Ons vrouens is baie meer geestelik ingestel. Party dink ons hoor die Here, maar jy hoor jou eie begeertes. Maak seker jy gaan check eers met jou vrou. En as jou vrou sê, ek dink nie dis wat ons moet doen nie, kan jy maar, ek wil sê 99% van die keer, kan jy seker wees dat die Heilige Gees praat deur haar ook, want hy wil sy belofte aan julle as eenheid gee. So ek praat mans en vrouens nou, en as jy 'n man moet soek, of 'n vrou moet soek, soek so 'n vrou, of so 'n man. Vers 5 sê, Abraham was toe 100 jaar oud. 25 jaar, vandat hy die belofte kry. 25 beteken genade op genade. Want daar's genade vir my en jou. En ons het vandag die voorreg om hier aan die tafel te sit. Deel te hê aan die tafel wat vir my en jou genade gebring het. Al maak ons foute, al skiet ons tekort, is daar vir ons genade. Daar's 'n redder wat vir jou 'n duur prys betaal het, sodat jy genade kan ontvang. Hebreërs 3 vers 7 en 8 sê die skrywer hierso, julle moet dus luister wanneer die Heilige Gees die volgende sê. Vandag, wanneer julle sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard soos Israel, en ek sit hier in hakies, of Abraham nie. En julle moet ook nie soos hulle rebelleer nie. Vers 16 tot 19 sê, wie was daardie mense wat gerebelleer het? Was hulle nie die mense wat vir wie Moses uit Egipte gelei het nie? Was dit nie die mense wat gesondig en omgekom het nie? Was dit nie juis hulle wat aan hom ongehoorsaam was nie? Ons sien dus dat dit juis as gevolg van hulle ongeloof was, dat hulle nie in die land van rus kon ingaan nie. Abraham, die Israeliete, het 'n belofte gehad. Geloop, maar eintlik in ongeloof geloop. Maar gaan dit in hoofstuk 14 van Hebreërs 3. Want as ons einduit stewig bly vashou aan die vertroue op God, waarmee ons oorspronklik begin het. Ek gaan weer terug na, ons kry die belofte, en dan is ons vuur en vlam. Ek glo in hierdie belofte, en dan môre dan glo jy nie heeltemal nie. Hy sê, jy moet stewig bly vashou aan die vertroue op God, waarmee ons oorspronklik begin het ons deelgenote geword van alles wat aan Christus behoort. Is dit net so klein bietjie, of is dit alles? Alles. Aan alles wat aan God behoort. So daar's 'n verbond met Abraham gesluit. Ek sê nou Abraham, want dit het tot vervulling gekom. En as gevolg van Jesus is ons deel van 'n beter verbond. Die nuwe verbond. En daardie verbond gee vir jou vrymaking. Daardie verbond gee vir jou heelmaking. Daardie verbond gee vir jou vryheid.
En daardie verbond gee vir jou lewe. En ek gaan vra dat die band vorentoe kom. Hierdie nuwe verbond is 'n bevestiging op die belofte van God oor jou. As jy by hierdie tafels aansit en jy eet daai broodjie en jy drink daai druiwesap, is dit 'n bevestiging. Dit verseël jou belofte. En ek wil hê jy moet, terwyl hulle net sing, ek wil nie jy moet saam sing nie, terwyl jy nagmaal gebruik, dat jy net by jouself, Here, wat is die belofte wat U vir my het? As jy nie 'n belofte het wat God vir jou gee nie, wil ek jou sterk aanmoedig. Moenie najaag die volgende spiritual high, die volgende kamp, of die volgende profeet wat in die dorp is nie. Gaan soek die Here aangesig tot aangesig. Gaan soek hom in sy woord. Gaan soek sy beloftes in sy woord. Die Here is nie 'n skinderbek nie. Hy gaan nie deur iemand anders te vir jou 'n woord of 'n belofte gee nie. Hy gaan dit vir jou gee wanneer jy hom soek in sy woord. Hoe praat die Here? Uit sy woord. Hoe bevestig hy 'n belofte? Uit sy woord. Ja, hy praat deur die profeet, maar dis die profeet se woord oor jou is net 'n bevestiging op dit wat jy reeds uit sy woord uitgekry het. So ek wil julle aanmoedig, kom in sy woord. Kry jou belofte uit sy woord. Van een of ander ou wat sê hy's 'n profeet nie. Pas op vir hulle. Asseblief hoor my, ek's nie teen 'n profeet nie. Ek's teen profete wat nie Bybels funksioneer nie. So kry vir jou 'n belofte om aan vas te hou. En kom ons gebruik dit. Hoor bietjie die Here se stem vandag, soos wat daai skrif sê, dat ek is God almagtig, lewe in my teenwoordigheid en wees opreg.